As julle wonder wat gaan aan hier voor op my kop, want ek weet die lig maak dit nou duidelik. Ek het die geveg verloor teen 'n boom gister. Ek het geskuif, hy nie. Hy het nogal stil gestaan. En dit was deur my hoed, so dit was nogal 'n shot. Maar vanoggend wil ek met jou gesels en my titel vir my preek is handskoen. Toe vra kom Hannes, gaan nou goed hier, om vir my asseblief 'n paar van sy werkshandskoene te bring. Nou, ek wil net dit vir julle sê, dat hierdie is seker die paar handskoene wat Hannes al gekoop het in sy lewe wat die langste gaan hou. Want hy het dit vir my gegee. Want ek werk hier naaste by so hard en so lank met 'n paar handskoene soos Hannes nie. Maar dankie Hannes, ek waardeer dit. So hier lê 'n handskoen. 2. Ek gaan dit nou net uitmekaar uithaal. So ek wil hê jy moet vir my fokus op hierdie handskoen wat ek nou net hier gaan los. Want jy sien, ons leef in 'n kultuur, en ek noem dit 'n kultuur as prins, wat selfgemaakte individue aanbid. Ons leef in 'n kultuur wat selfgemaakte, nee, kom ek sê dit nie so nie. Ons leef in 'n kultuur wat so slim is, dat dit klink of dit sin maak. Ek sit in die week met iemand, en dis waar hierdie preek vandaan kom, want in die week praat ek van maandag. En die persoon verduidelik iets, en praat, en ek is naderhand soos, ek kan nie glo jy glo wat jy sê nie. Ek kan nie glo dat jy glo die is reg nie. Ek kan nie glo dat jy glo jy is reg nie, terwyl as 9 mense vir jou sê jy is verkeerd, dan glo ek nie 9 mense is verkeerd nie. The problem is maybe not the other people. Maar in elk geval, en ek is so bewus van die feit dat daar word vir ons gesê, om onsself aan ons eie skoenveters op te tel en te sê, let's go. Om die krag binne in onsself te gebruik en te soek en te weet, dat ek sal hierdie wilskrag hê om goed te doen. Nee? Ons word dit gesê. Ons word so groot gemaak. Ons word geleer dat luister jy moet hierdie doen, want dit is binne in jou. Maar ek wil vandag vir jou sê, enigiemand wat deur 'n tyd van wildernis gegaan het, of jy nou in die Kalahari self was, en of jy nou in die Amazone woestyn was, en of jy net in 'n geestelike wildernis was, ek was nou nog nie in dit nie, die fisiese een nie. Die geestelike een gereeld, maar die fisiese wildernis, I don't do good with that. Want dit beteken ek moet stap. En ver stap. En die gras is lank. En met my lak, dan lig, julle weet, elke tekkie het ons so tongetjie daarvoor. Wat gewoonlik los skeer iewers as jy hom gehak het, nê? En dan skeer al hoe verder, so naderhand moet ek so loop oor die gras. Want anders trek hy heeltyd die lip oop en dan skeer die tekkie verder. Ek weet nie of jy al, dit was my wilderness experience op 'n berg in Zastron. Maar, en ek besef so dat in die wildernis wat ek en jy baie keer onsself bevind, dan kom ons op 'n plek wat rou en mislukking en uitputting en harde waarhede en ons eie idee oor goeders word so bietjie uiteindelik te lig gevind. Ek voel baie keer kom ek en jy op 'n plek wat ons besef dat ek en jy swak is, en dis nie 'n nederlaag nie, dis die begin van 'n deurbraak. Kan ek en jy net besef dat wanneer ons swak is, is dit noodwendig dat jy swak is nie, dis eintlik die begin van 'n deurbraak. Want ek en jy kan uit ons eie krag uit soveel goed probeer doen, en elke keer wil ek vir jou sê, in die mensdom, in die kultuur, in die tyd wat ons in leef, is dit elke keer te lig gevind, maar nog steeds hou ons aan. Die oomblik wanneer ek en jy ophou probeer om die bron van ons krag te wees, en eintlik begin om op 'n plek te word dat ons sê, wie is die een
wat die krag binne in my geaktiveer het. Sal jy onthou, in die dae wat jy dalk deur 'n wildernis was daar moeilike tye waar jy regtig besef het, dat Here, ek het nie nou krag hiervoor nie. Wie het al dit gesê? Wie het al gesê, ek het nie nou krag hiervoor nie? Kom nou, woon nie ook in die kerkie. Kyk, wie het nog nooit gesê nie? Want as jy al die leengeeste hier uitdryf. Ek het al gereeld sê, ek het nou krag hiervoor nie. Ek sê, man, ek het nou krag hiervoor. Dis my snaaks, want die woord sê dat julle sal wat ontvang as die Heilige Gees oor julle kom? Raak die Heilige Gees se krag klaar? So ek het julle nou so 'n bietjie geset op vir failure, want elke keer wat jy sê ek het nie krag hiervoor nie, is jy letterlik besig om teen die Heilige Gees te praat, want hy is krag. So die oomblik wat ek sê ek het nie krag hiervoor nie, is die oomblik wat ek besef ek tap uit my eie krag uit. Nou is jy almal soos, saks. Ek het my hand opgesteek, hy het gesien, hy praat met my. Tegenweer dat die Bybel is nie 'n boek wat praat oor sterk mense wat groot dinge gedoen het vir God nie. Die Bybel is 'n boek wat praat van swak mense wat die onmoontlike goed gedoen het vir die Here. Die Bybel is vol van sulke idees en ek wil so 'n paar aanraak vanoggend en ek gaan nou nie deur almal gaan nie, maar een wat vir my die meeste uitstaan is in Rigters 6 en ek is julle ruk terug oor gepreek. Maar toe die engel van die Here vir Gideon sê dat jy is 'n dapper soldaat, 'n dapper held. Was dit my vreemd, want op hierdie oomblik was Gideon letterlik besig om weg te kruip in 'n parskyp, omdat hy bang is hy gaan doodgaan in die hand van die Midianiete. Rigters 6 vers 11 tot 12, is min of meer, ek dink is by 11 daar rond 11 12. Kom op 'n plek wat hy letterlik wegkruip. Hy's letterlik swak en die engel sê vir hom, jy's dapper. En ek dink aan myself, dis baie keer wanneer jy mense vir jou goed sê, dan sê jy, ek wonder wat sy Bybel lees hy. Want hier kom hy by 'n man en hy sê vir hom, maar jy is dapper, terwyl hy wegkruip. En ek wil vir jou sê, sy CV, sy geskiedenis, sy verlede, sy opbrengs, wie hy was toe hy groot geword het nie gesê van hierdie familie. Jy weet, amper sê ek nou 'n van, dan gaan julle nou, never mind. Maar sy familie is van die swakstes. En hy is die geringste van die familie. En Gideon was 'n swak handskoen. Onthou dit nou 'n huiswerk. Weggegooi, leeg. Maar in die Hebreëse teks, Rigters 6 vers 34, gebeur iets moois vir my, want hy sê iets buitensgewoon. Die Gees van die Here het Gideon beklee. Letterlike vertaling. Hy het hom beklee. Onthou dit nou 'n huiswerk. God het nie net vir Gideon instruksie gegee nie, God het vir Gideon beklee. Hy die hand, is hierdie nou weer 'n kiddie size small of anders? As hy het hom beklee. Hy het binne in hom gegaan, sodat hy 'n funksie kan verrig. Hallo? Nou gaan ons bietjie met handskoene preek. Jy sien, Gideon se oorwinning van oor die 300, 'n leer van oor die 300, het gelei nie tot die logika daarvan nie, want dit was onmoontlik, maar dit het gelei tot die feit dat hy 'n handskoen gehad. En iemand was binne in die handskoen. Nou ek gaan nie verder vergeen, want ek hou van daai verhaal baie. As ek begin preek oor daai verhaal, dan gaan ons baie lank kerk hou, maar net iets wat vir my gebeur in hierdie oomblik is, Gideon was bereid om uit sy swakheid uit op te staan en toe te laat dat iets deur hom gedoen kan word. Dieselfde kom met Petrus. Hy was 'n man van dapper woorde, maar brose krag. Ken julle sulke ouens? Ek ken 'n klomp sulke ouens. Kom hier, dan sê ek jou wat ek vir jou wil doen. Kom. Jy weet, is hy wat jou bel en oor die foon is hy baie sterk. Né? Ek sê jou nou, as ek jou kry, gaan okay, waar's jy nou? Waar's jy nou? Ek's op pad, waar's jy? Dan kom jy daar by hom aan en sê, okay, hier's ek, sê wat jy wou sê. Nee, eintlik weet jy, nee? Maar op die foon was jy nou verskriklik sterk, maar nou ewe skielik as ek by jou kom, is jy nou nie sterk nie. Nie dat ek dit al ooit gedoen het nie.
En ek kom op hierdie plek wat ek besef dat baie keer is die woorde meer krag as die daad. My ma is nogal nie daai mens nie. As my ma sê ek gaan jou voeter, dan sê ek voeter. Sy het nie gesê, hoorie, gaan badkamer toe en dan, jy weet ons hoe werk ons kinders. Jy wag vir daai skare weer om te kom en dan kieu jy mos die huil. Jy weet, jy wag en sê, okay, sy kom nie nou in nie. Okay, en dan sien jy weer, okay, nee, sy kom nog nie in nie. Dan wag jy. En as my ma inkom, as ek al so, en my ma loop een keer verby in die gang, sy het seker so 4 keer verby die badkamer gestap, toe ek soos, okay, ek kan nou nie meer nie. Ek het nou 4 keer gekieu om te begin huil, en sy kom nie in nie, en toe ek weer sien, sy kom, toe maak die deur, sê ek, ga jy my nou voeter of nie? Want ek kan nie meer hier binne sit en wag nie. My ma het geweet, ek was maar 'n besige seentjie om my in 'n plek toe te maak, gaan nie goed nie. Maar ek voel dat Jesus kom en hy gebruik hierdie geleentheid, want toe Jesus gearresteer word, en die aand dat hy gearresteer was, sê die plek dat eintlik het Petrus se krag, persoonlike krag om heeltemal verlaat. En hy het gedink, dis wat ek gaan doen. En Petrus kom op 'n plek wat, ek moet nou hier ook, wat hy optree soos 'n handskoen sonder 'n hand. Hy tree op leeg. Hy tree op uit sy eie krag uit. Nou ek wil vanmôre vir jou hierdie wys, want ek dink dit is baie belangrik. Ek wil net eers gou vra, kan jy nog iets vir my goue glasie sap bring, asseblief Thomas? Ja, jy. Ja, jy met die hare, jy. Dis nie om te drink nie, moenie worry nie, ek wil net vir julle iets wys. Jy sien, as ons kyk in Handelinge 2, nadat die Heilige Gees in Pinkster neergedaal het dieselfde Petrus gegaan en hy het voor hoeveel duisend mense gepraat? Dieselfde Petrus wat sy woorde ontbreek het by Jesus se arrestasie. Dieselfde Petrus wat Jesus moes herstel. Dieselfde Petrus wat 'n ou wees van baie woorde maar min dade. Die verskil is dat Petrus het nie ewe skielik 'n beter man geword nie. Hy het 'n handskoen geword wat bereid was om opgetel te word. Dit bring ons vandag by die kern van die boodskap. So ek wil hê jy moet gou hierdie sien. Kom ons dink aan hierdie handskoen. Kom ek vat my handskoen. Hy lê nou hier op die tafel. As jy dit reg verstaan, hierdie is net 'n leë stukkie lap. Dalk bietjie leer, ek weet nie presies nie, maar dis die. Hierdie stukkie lap leer wat net hier is, het die vorm van 'n hand. Dit het die potensiaal verwerk, maar op sy eie kan hierdie handskoen absoluut niks doen nie. Het jy dit geweet? Is jy seker? So hoekom sal ek en jy sonder die Here iets probeer doen? So, Thomas, kan jy gou die sap bring wat jy al begin drink het? As ek byvoorbeeld vir hierdie sap, moet ek nou net hier neersit. Alright, nou wil ek gou vra. Andrew, kom gou. So dis 'n handskoen. Okay. Wat doen jy? Vat gou met die handskoen die glas koeldrank asseblief. Nee, net die handskoen. Jy mag hom help hier. Is jy seker? Sê dit in die mikrofoon. Hy kan nie. Maar probeer weer. Hoekom nie? Okay, ek sal try, jy is bang. Okay, jy is reg, jy het nie gejokkie. Hy kan nie. Dankie. Kom skryf vir my 'n klap. Julle dink altyd iets snaaks op hierdie voor. Maar met hierdie handskoen, sonder dat hier 'n hand in hom is, kan ek nie hierdie glas beweeg nie. Kan ek niks doen om hierdie handskoen, hoor gou, sy volle potensiaal te laat bereik nie. Hierdie handskoen kan niks doen sonder dat daar 'n hand binne in hom is. Al lyk hy soos 'n hand, is hy nog steeds 'n handskoen. Hoor gou hier, ek wil hê jy moet vanoggend hierdie vang. Na watse beeld van gelykenis is ek en jy gemaak? So as ons aan die gelykenis van God gemaak is en ons lyk soos sy beeld en ons wil meer soos Jesus wees, wil ek vandag vir jou sê, lyk hierdie handskoen ook soos 'n hand. Nie waar nie? So dit beteken hier is werk vir die handskoen want hy lyk soos 'n
hand. So gaan ek hom aan my voet trek. Ek kan probeer. Kan ek hierdie handskoen aan my voet trek? Nee. Kan ek hierdie handskoen? Nee. Ag, kom ek sê dit maar. Hierdie handskoen kan ook in my onderbroek wees. Want hy gaan nie werk nie. Hierdie handskoen het 'n sekere manier wat van hom verwag word om te werk. En ek wil vandag vir jou kom sê, toe ek hierdie sien en ek hierdie besef, toe vra ek myself die volgende vraag af: is ek en jy nog bewus van die feit dat ek en jy is die handskoen in die hand van die Here? Kom ons sluit af. Jy sien, hierdie handskoen wat net hier lê, beteken absoluut niks. Hierdie handskoen kan nie weld nie, kan nie werk nie, kan nie iets optel nie, hy kan nie in die tuin werk as hy net hier lê nie. Maar die oomblik wat hierdie handskoen sy volle potensiaal en sy identiteit as 'n handskoen kan bereik, is wanneer hy in 'n hand is. En ek vra vir myself die volgende vraag af: is ek en jy bewus dat die enigste manier hoe ek en jy ons volle potensiaal kan bereik is wanneer ons in Christus Jesus is en deur hom doen wat hy van ons verwag? En nie deur ons eie krag nie. Want ek wil vandag vir jou sê, ek en jy kan baie dinge probeer reglyk en dit kan reg lyk en dit kan reg lyk en dit kan reg voel en dit kan die mooiste woorde wees, maar sonder die Here is dit niks. Ek en jy is die handskoen in die hand van God. Op ons eie is ons nooit in volle bekragtig nie. Ons mag deur die bewegings van die lewe gaan, maar ons kort 'n greep om aan hoop vas te hou wanneer ons dit nie het nie. Jy sien, wanneer ek en jy deur die lewe gaan, is ek en jy op 'n plek wat ons konstant die vrees van die handskoen aantrek oor onsself sit. Want jy sien, was hierdie handskoen hier lê, hy is nog mooi en nuut, hy is nog styf. Gewoonlik as hulle al gebruik word, dan hang hy so. Hy wil nie. Maar hierdie handskoen wat net daar lê, dit lyk, hoor gou, volledig. Dit het vingers. Dit het 'n vorm van 'n hand. Dit het tog 'n ontwerp. Iemand het gesit en gedink, dis hoe ons hierdie moet maak. Maar op sy eie kan hierdie handskoen nie bou nie. Kan hierdie handskoen nie werk nie. Kan hierdie handskoen nie beskerm nie. Kan hierdie handskoen niemand help nie, want hy lê net daar. En met die handskoen wat net daar lê, kan hy niks doen nie. En ek wil vandag vir jou sê, as ek rondkyk en ek kyk in die wêreld en ek kyk in die kerke, is die rede omdat die handskoen nooit ontwerp is om op sy eie te werk nie. Hierdie handskoen is nooit ontwerp om op sy eie te werk nie. Hierdie handskoen het jou nodig vir hom om te werk. Net so het die Here my en jou nodig in hierdie wêreld, sodat ons kan doen dit wat hy van ons verwag. Hy kan dit self doen, want God het die vermoë om daardie handskoen wat daar lê te gebruik, net soos wat hy is. Maar hy kies om my en jou te gebruik. Hy kies om my en jou die geleentheid te gee om die handskoen te wees wat hy kan gebruik. Sien, dit is so belangrik vir my en jou om te verstaan dat ons wil altyd meer hê. Meer van die Here, meer van sy liefde, meer van sy genade, meer van sy goedheid, meer van sy goedheid. En ek wil vir jou sê, die waarheid is dat jy en ek kan niks van hierdie goed beleef as ons nie bereid is om die handskoen te wees en net gehoorsaam te wees aan die Here en te volg waartoe hy gaan nie. Baie van hierdie handskoene is al vuil. Baie van hierdie handskoene is al gebruik. Baie van hierdie handskoene het al gate in. Baie van hierdie handskoene is eintlik nou maar moeg. Maar God gebruik dit nog steeds. Nou hierdie handskoene is nog nie te nat en mooi. Maar man, as jy mos jou ouers ook gebring het. Dat 'n bietjie verwys hoe lyk die ingewerkte palmhandskoene. Maar ek het jou dit nie gevra nie, so. Maar ek wil met myself, kyk gou na jou hande.
En dan vra jy vir jouself, hoe lyk my lewenshandskoen aan hierdie hand? Is hy mooi, nuut, vlekloos? As hy is, moet jy my asseblief kom sê, hoe het jy dit reg gekry? Of is daar kolle? Is daar herinneringe? Is daar iewers 'n lyn of 'n krap of 'n stikkende plek wat jy onthou waar dit gebeur het? Wanneer dit gebeur het. Wil ek vandag vir jou kom sê dat as ek en jy op die plek is wat ons bereid sal wees, dat die handskoen deur my en jou werk, dan word God binne in ons sterk, want ons is nooit bedoel om alleen te werk nie. Doe my gou 'n groot guns om Dion, sê gou vir daai handskoen, hy moet langs jou kom sit asseblief. Gaan nou. Hy wil nie, sy rebel. Maar jy sien, wanneer ek en jy op die plek sal kom wat ons besef dat ons nie alleen is nie, en om Dion het die nood vir 'n handskoen in sy lewe, hy het die nood vir iemand om op te daag, vir iemand om daar te wees, dan gaan die Here mos iemand gebruik om te sê, hallo Dion, ek sien jy kort 'n handskoen. Wil jy nie? Okay. Jy kan die ander een ook kry as ek klaar is. Maar jy sien iets gebeur wanneer die handskoen 'n hand inkry. Het jy agtergekom dat met sekere handskoene vat ons sekere dingetjies mis? Het jy agtergekom dat ons nie die fynere motoriese goedjies kan doen nie? Het jy agtergekom dat baie keer het die handskoen al my vingers gered van afsny? Wil ek vandag vir jou kom sê, God kies nog steeds om jou te gebruik, want jy is nie volmaak nie. Ek het nie dieselfde gevoel binne in hierdie handskoen nie. Ek het nie dieselfde manier om te, ek kan byvoorbeeld met hierdie handskoen glad nie 'n blaadjie blaai nie. Maar nog steeds, omdat God tasbaar teenwoordig is in my lewe, raak hierdie handskoen, ek en jy, die ewebeeld van God. Die lewe leer die les, dat daar is mislukkings, daar's pyn. Die lewe leer die les, dat daar oomblikke is wat ons niks oor het om te gee of te doen nie. Maar Paulus kom en hy te verstaan hiervan in 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10, hy sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou volbring. Paulus sê iets skokkends hier, hy sê, God se krag verskyn op sy beste wanneer ons besef dat ons swak is. Wanneer ek nie voel, I'm almighty en ek het die krag en ek het die sterkte nie, wanneer ek besef, ek is die handskoen wat nie net daar lê nie, maar wat in die hand is. Hy kom sê dat ons is swak. Die wêreld sê vir my en jou, wees sterk, wees onafhanklik, maak jouself op jouself staat, want jy kan nie op die mense staat maak, ja, amen. Maar maak staat op jouself. Maak staat, hoeveel keer het ons al gesê, ag, ek sal dit eerder maar net self doen. As jy iets wil reg gedoen het, moet jy dit self doen. Nee? Ons word geleer. Ons moet op onsself staat maak. Net ons kan dit doen. Ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy ons geestelike lewe aanpak, asof net ons dit self kan doen, wil ek vandag vir jou sê, are you not being wat God wil hê jy moet wees? Die koninkryk van God sê, die grootste krag begin wanneer ek en jy ophou om op onsself staat te maak. Want jy sien, ons moet iets ontdek. Is dat geloof en twyfel is 2 kante van dieselfde muntstuk. Geloof en twyfel is 2 kante van dieselfde muntstuk, want jy sien in Matteus 14 vers 22 tot 33 toe Jesus Petrus geroep het om op die water te kom loop, ek het laas ook oor gepreek en ek gaan nie weer iets oor dit sê nie, is dat toe die wind en die golwe begin en hy begin sink, toe hy begin twyfel, toe sek hy sy hand uit en op daardie oomblik van mislukking, van swak geloof, van twyfel, want geloof en twyfel is dieselfde muntstuk, net aan die ander kant. Toe hy ewe skielik twyfel, toe die Here hom dadelik gehelp. En Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek.
Ek en jy kan nie geloof hê sonder die teenwoordigheid van twyfel nie. Jy moet vandag vir my dit hoor. Ons bluf onsself as ons dink ons kan net geloof hê en ons nooit 'n druppel twyfel nie. Dis of geloof of jy twyfel. Daar's nie 'n middelweg nie. Daar's nie 'n middelweg nie. Soos ek sê, Here, ek glo dat U hierdie kan doen. Maar as dit nie gaan gebeur nie, is ek ook reg. Dis nie geloof nie. Dis twyfel. En dis twyfel in jou geloof. Dan kom hy in die volgende deel, in Markus 9 vers 24, hy sê, ek glo, help my in my ongeloof. Wat 'n eerlike en nederige antwoord hier. Wat net kom sê dat ek glo, want ek struikel en ek struggle en ek het hierdie worstelstryd binne my. Want die waarheid en my vryheid kom nie by mekaar uit nie en my geloof en my twyfel staan dikwels saam met my in dieselfde gesprek. En selfs die disippels het geworstel. En hulle sê hierdie, ek glo, help my in my ongeloof. Jesus het nie een van hulle verwerp nie. Jesus het met krag en deernis geantwoord. En hy sê, geloof beteken nie dat jy nooit gaan worstel nie. Geloof beteken dat jy in elk geval naby aan God sal bly. Ek beleef hier die grootste worstelstryd en ek dink eintlik die grootste plek waar ek en jy onsself bevind is die feit dat ons moet eers bewys hê voor ek en jy glo. Ons moet eers bewys hê voordat ons glo. Jesus, wat ek dink die mooiste voorbeeld is van dit in Lukas 4 vers 1. Jesus vol van die Heilige Gees het van die Jordaan af teruggekeer en die Gees in die woestyn gelei. En later het Jesus hierdie verklaar, ons ken die verhaal, ek gaan nie vir jou dit sê nie. Die seun kan niks met homself doen nie, behalwe wat hy die Vader sien doen. As selfs Jesus in algehele afhanklikheid van die Vader gewandel het, wie gee my en jou die reg om dit nie te doen nie? As ek en jy vandag sê, ons gee Jesus die krag, ons gee Jesus die plek in ons lewens, ons is bereid om die handskoen te wees en die Vader binne ons besig om die werk te doen, deur die handskoen, wil ek vandag vir jou sê, kan ek en jy nie op 'n plek wees wat ons sê, ons is bo Jesus nie, want self Jesus was bereid om sy lewe te gee, om die handskoen te kom word. Kolossense 1 vers 27, Christus in julle, die hoop op die heerlikheid. Nie Christus naby julle nie, nie Christus wat jy na kyk nie, nie Christus wat jy van lees nie, nie Christus wat jy in die kinderbybel gesien het nie, nie Christus wat ander mense jou van vertel het nie, hy sê die Christus binne in jou. Ek wil afsluit. Jy sien, die oomblik wanneer ek en jy ten volle bekragtig raak, wil ek eintlik sê, is wanneer ons bereid sal wees om ons eie krag en dit wat ons in onsself wil doen, so 'n bietjie prys te gee vir dit wat die Vader deur jou wil kom doen. En ek wil vandag vir jou sê, die rede dat ek en jy baie keer uitgeput is, die rede dat ek en jy baie keer moeg is, die rede dat ek en jy baie keer net nie die krag het om te bid en die krag het om op te staan en die krag het om te glo nie, is as gevolg van die feit dat ek en jy het ernstig ophou begin staat maak op die Here. Dalk is dit doelbewus, dalk is dit onbewustelik. Ek wil vandag vir jou sê dat wanneer ek en jy op 'n plek kom wat ons ophou probeer die hand in die handskoen wees en net die handskoen sal wees, dan sal ek en jy in die krag wandel wat die Here vir ons beplan het. Ons word eers in volle bekragtig wanneer ons beheer oorgee aan die hand. Imagine net gou die geveg hier binne as hierdie handskoen besluit hy veg terug. Hoe snaaks gaan dit wees? Maar hierdie handskoen doen presies wat ek wil hê hy moet doen. Presies. Ek kan nie iets anders te doen in die handskoen probeer bluf nie. Sien, soos my duim is nie nou meer daar binne. Maar hy kan nog steeds sy volle potensiaal bereik, wanneer hy bereid is om ten volle te doen dit wat die Here sê. Here, ek kan nie sonder U dit doen nie.
Jy sien, God begin deur my en jou lewens beweeg wanneer ek en jy bereid sal wees om die handskoen te wees. En ek het nou iets aangeraak wat vir my baie belangrik is, en ek wil hê ons moet dit verstaan. As ek en jy begin beweeg, begin werk, begin die dinge vermag wat die handskoen nooit op sy eie sou kon doen nie, omdat Christus binne ons is, wil ek vandag vir jou kom sê, dan word hierdie skrif vir my so bietjie meer realiteit, so bietjie meer van krag. Want jy sien, wanneer sy genade vir my genoeg is, want sy krag word in my swakheid volbring, dan kom Paulus in hierdie reaksie om sy swakheid nie te kom sê ek kla daaroor of daaroor te roem nie. Hoekom? Want hoe swakker die handskoen is, hoe sterker en hoe duideliker kan die hand van die Here deur hom werk. En ek is so bewus van hierdie, want ek en jy bereik nooit ons volle krag en potensiaal in die Here totdat ek en jy werklik bereid is om te sê, Here, ek is nou leeg en ek kan nie meer sonder U dit doen nie. Ek is afhanklik van die Here elke dag van my lewe. Want dit wat hy deur my doen, is medies, nie van pas nie. En ek wonder by myself, die dag wat ons dit van selfsprekend aanvaar, op wat 'n gevaarlike plek is ek oor myself, oor wat ek is en wie ek is en wat ek kan doen. En ek wil vandag vir jou hierdie kom sê, as ek en jy net so bietjie sal ophou roem in ons swakhede en op 'n plek sal wees wat ons kan sê, Here, ek sal eerder wil hê dat U eerder in die handskoen moet wees met die swak plek, as wat net die handskoen daar lê en nog steeds die swak plek het. Jy was nooit bedoel, familie, om die lewe leeg te leef nie. Ek en jy is gemaak om gevul te word met die teenwoordigheid van God en die krag van die Heilige Gees. Want jy sien, wanneer die hand van God op my en jou lewe is, dan word my en jou swakheid krag. Dan word my en jou vrees moed. Dan word my en jou twyfel geloof. En my en jou lewe word 'n instrument van krag deur die Heilige Gees. Want 'n handskoen op sy eie is nie veel werd nie. 'n Handskoen op sy eie kan dit nie doen nie. En ek wil afsluit met hierdie verhaal. Al kom 'n man op 'n dag en hy sê die volgende: dat hierdie skip is so sterk dat eers die Here kan hom nie sink nie. Johannes moet nie die antwoord gee nie. Ek het daai fliek vir die heel eerste keer gekyk, toe ek baie jonk was. Kan jy onthou, ek dink ek was in die hoërskool, dit was nog 'n boekding, maar in elk geval. Die oomblik toe hy dit sê, toe sê ek vir hulle, die fliek gaan eindig met die skip wat sink. Jy sien, die oomblik wat ek sê, dat dit uit my uitkom, en dat dit ek is die oomblik wat God sê, kom ek wys jou wie ek is. Ek wil vandag vir jou die volgende kom sê, baie keer is ek en jy op 'n plek waar ons is, omdat ons vergeet het wat dit is om waarlik oor te gee vir die Here en om die handskoen te wees. En om tevrede te wees, om die handskoen te wees. Het jy geweet dat daai handskoen het gat nie 'n wil van sy eie nie? Ek en jy het. Maar weet jy wat gebeur? Wanneer ons doen wat ons wil, dan word die handskoen neergesit en sê sterkte. Dan kan dit met jou gaan soos wat dit nou maar moet. Ek is gister daar in my stoorkamer en dan toe soek ek 'n handskoen. Gister of eergister voor ek kom Hannes vra vir een, want ek weet hy het. En ek kry nie 'n handskoen nie, al wat ek kry is 'n stukkie van 'n handskoen. Die boonste rekdeel, die res van die handskoen is weg. En ek vra vir myself, ek wonder wat het met daai handskoen gebeur? Ek wonder, hoekom lyk hy so? Ek wonder waar sal hy wees, want ek het hom nog laaste gebruik, ek weet ek het.
En dit laat my so dink aan my en jou in die lewe. Wanneer ons net die handskoen raak wat daar lê, dan raak ons vergete. Ons het nie meer 'n doel nie. En daar's ook nie meer 'n rede om jou te gebruik nie. Mag ek en jy nooit die keuse maak om die handskoen te wees wat net daar lê nie, want 'n handskoen op sy eie kan nie veel doen nie. Maar wanneer die hand van God in dit is, dan raak dit iets wat nooit vergeet word nie. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Here, ek kom bid dat U ons handskoene sal maak. Here, dat U ons bereidwilligheid sal sien in die feit dat ons bereid sal wees om 'n handskoen te wees. Here, ek kom bid, Vader, dat U ons sal wys en sal leer. Hoe lyk ons afhanklikheid van U? En Here, mag ons gaan waar die hand lê, die hand van die Here. In Jesus naam. Amen. Het dit volgens vir jou sin gemaak? Het iets vir jou beteken? Wie stel nie belang nie? Ek check net. Ek het nou al gesien hoe iemand so wat sak. So, dankie Joshua. Die vraag is as jy biker handskoen of as jy tuinhand.